Toets die skrif, deel 6, die wedergeboorte, van water na gees, van melk na vaste spys. In deel 5 het ons gesien hoe ons nie meer 'n vleeslike hoëpriester het nie, en dat Yeshua nou ons geestelike hoëpriester is. En soos Yeshua gesê het, moet ons die Vader in gees en in waarheid aanbid. Maar besef ons werklik wat dit beteken? Vandag se boodskap gaan 'n diep geestelike boodskap wees met duidelike uitwysings uit die skrif oor hoe die oorgang van die letter van die wet na die geestelike kant van die wet plaasvind. Daar is 'n duidelike bewys hiervan in die Ou Testament en dit was altyd voor ons oë, maar ons sien dit nie. Nou Paulus het dit gesnap en dit aan ons uitgewys, maar vir ons is dit steeds verborge. Ek prys ja dat dit nou vir my oopgegaan het. En ek hoop en ek bid dat ek dit ook aan u kan openbaar. Die wet het 'n vleeslike en 'n geestelike kant. Ons wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die wat uit die gees is, bedink geestelike dinge. Het ek 'n voorbeeld hiervan in die skrif om die siening mooi vir julle uit te beeld? Ja, so kom ons kyk wat sê Jahwe al vroeg in die begin van Genesis. Genesis 2 vers 24. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Kom dink nou mooi. Ons na die vlees, ons sien twee mense, die vleeslike man en die vleeslike vrou. Dit wil sê twee fisiese mense, maar Jahwe aan die geestelike kant sien net een. Yeshua vat die vleeslike kant van die wet van egbreek na die geestelike kant toe en hy sê, as jy in jou hart 'n getroude vrou begeer, dan pleeg jy reeds egbreek. Dit wil sê jy pleeg egbreek in die gees. In sy oë reeds het jy egbreek gepleeg. En dit was nie nodig vir jou om fisies vleeslike gemeenskap met 'n getroude vrou te hê nie. Jahwe veroordeel jou reeds, waar die vleeslike kant van die wet eers jou kan oordeel om fisies die daad van vleeslike gemeenskap met 'n getroude vrou te pleeg. Daar is dus gedeeltes wat ek net kortliks wil opnoem, hoe die mens die vleeslike kant sien, maar Jahwe die geestelike kant. Die een is nie apart van mekaar nie. Beide is belangrik en kan nie van mekaar geskei word nie, en ek sal dit net ook aan u uitwys in hierdie studiestuk. Dink hieraan. Jy kan nie sê jy is gedoop met die apart gestelde Heilige Gees en vleeslik hoereer en egbreek pleeg nie, of nie vleeslik hoereer nie, maar ander gode aanbid nie. Beide moet saamwerk as 'n eenheid om Jahwe te dien. Ek wil hier nou net 'n paar voorbeelde wys van die vleeslike siening van die wet en die geestelikheid daarachter. Daar is 50, maar ek gaan nie almal hanteer nie. Stop die video en lees dit dan apart of kyk vir die geskrewe studiestuk van my op Postbox Ministries as 'n kommentaar. Punt nommer 1 het ek reeds bespreek. Nou die tempel van klip deur mense hande gebou, daai was vleeslik. Nou die geestelike kant, Yeshua se liggaam word gesien as die tempel, Johannes 2 vers 19 en 21. Punt nommer 5. Vleeslik, die lam word fisies geoffer, geestelik Yeshua die offerlam, Johannes 1 vers 29 en Openbaring 5 vers 6 bevestig dit. Ek gaan nie al die verse lees nie, dit is hierso in hierdie studiestuk. Vleeslik, bloed van die diere vir sondes, Yeshua se bloed, Hebreërs 9 vers 11. Fisiese besnydenis van vlees, die besnydenis van die hart. Die fisiese priesters uit Levi, Yeshua as hoëpriester. Aardse priesters, Petrus sê ons is 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring. Die fisiese Jerusalem teenoor die hemelse Jerusalem. Die fisiese Kanaan, die beloofde land teenoor die ewige lewe, die lewe saam met Jahwe. Die fisiese brood, Yeshua as die brood van die lewe wat uit die hemel neergedaal het. Die fisiese drank, die water uit die rots, dit was 'n heenwyse na Yeshua Messias wat die rots is, wat Paulus bevestig. Die fisiese Rooi See, die doop, die deurgang uit slawerny, dis wat dit beteken. Die fisiese vyande, geestelike stryd. Die fisiese moord, as jy net jou broer in jou hart haat, dan het jy ook reeds moord gepleeg volgens Yeshua. Die fisiese egbreek wat ons gesê het, dis die begeerte in die hart. Matteus 5 vers 27 ensovoorts. Die fisiese hand, die voet van wat die sonde doen. Die erns van die innerlike sonde, Matteus 5 vers 29 en 30. Die fisiese gebed vanuit die hart, nie vertoon nie. Punt 32, die fisiese hande was, die reinheid van binne. Die fisiese Jona wat in die vis is, Yeshua se dood en opstanding. Abraham se twee fisiese seuns staan vir die geestelik vir die twee verbonde, die twee Jerusalem beelde. Galasiërs 4 vers 21 sê Paulus dit vir ons, want hy het dit gesnap.
Hagar en Sarah vleeslik. Paulus versien die geestelike daarin, die slavin versus die vrye vrou. Die fisiese verbondstafel, die wet in die hart. Punt 40, fisiese hoëpriester wat jaarliks ingaan, die geestelik Yeshua wat net eenmaal ingegaan het. Die fisiese offers wat herhaal word, die geestelike kant Yeshua se eenmalige offer, Hebreërs 10. En dan die 44, die fisiese landbousaad, Yeshua praat van die woord wat in die hart gesaai word, Matteus 13. Die fisiese wingerd, Yeshua sê hy is die ware wingerdstok. 49, die fisiese huwelik, Yeshua en sy bruid. Stop gerus en lees gerus al 50 gedeeltes. Nou kom ons dink nou mooi hieraan. Jahwe het altyd 'n stelsel gehad van vergifnis. Tot Kain en Abel, Noag en Abraham hulle het geoffer. Dis sonder dat ons besef was daar altyd 'n offersisteem in plek. Dis waar ons nou net die vleeslike gedeelte sien Jahwe dit in die gees en heeltemal anders as die vleeslike en natuurlike mens. Dis is daar 'n vleeslike en 'n geestelike aspek van die wet, van die besnydenis en van die doop. En vandag gaan ek hierdie saambind om dit uit te wys deur die wedergeboorte van water na gees, van melk na vaste spys. Nou Yeshua waarsku Nikodemus en hy sê vir hom en vir ons in Johannes 3 vers 5, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van Elohim nie ingaan nie. Let wel, baie belangrik, daar is 2 vereistes, water en gees. Anders kan jy nie die koninkryk beerwe nie. Nikodemus, 'n leraar van Israel, en ons verstaan nie wat Yeshua hier bedoel nie. Dit is nie genoeg om net uiterlik te wees nie. Daar moet iets binne die mens gebeur. Dan sê Yeshua ook in Johannes 3 vers 6, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Water is gelyk aan bekering, vergifnis van sondes, en die gees is die wedergeboorte. Die water wys op die mens wat van sy ou moet wegdraai. Die gees bring die mens tot nuwe lewe. Nou, van wat moet die mens wegdraai? Hoe het Johannes gedoop? Nou die eerste doop, die waterdoop. Johannes het gedoop met die bekering van vergifnis van sondes. Dit wil sê bekering van wetteloosheid, en dit is wat hy verkondig het. Nou wat beteken bekering? Dit beteken om te draai, om van sonde af weg te draai, en Johannes sê, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Matteus 3 vers 8. Johannes doop dus met water, en sy boodskap is, bekeer julle, draai weg van die sonde, dit wil sê die wetteloosheid, dan sê, kom terug na Elohim. En dan sê Johannes ook, iets baie belangrik, en hierdie misleiers van die volk, wat net op melk is, hulle quoteer net die bekering van vergifnis van sondes, en hulle los die belangrikste woorde van Johannes uit, naamlik Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water tot bekering, dit wil sê van wetteloosheid, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Nou hier kom die tweede vereiste van die doop, 'n tweede doop in, en dit is die geestelike kant van die wet. Weet julle dat Jesra van ouds gedoop was toe hulle uit Egipte getrek het? Paulus het dit gesnap, en hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 10 vanaf vers 1, dat die volk onder Moshe gedoop was. Dit wil sê, hulle het deur die water gegaan. Jesra het uit die doderyk getrek uit Egipte, die land van slawerny waarin hulle vasgevang was. Die vleeslike aspek van die doderyk, die geestelike kant van Egipte. Nou dat Israel uit Egipte getrek het, sterf hulle ou lewe in Egipte af. Egipte of Farao heers oor hulle nie meer nie. Yeshua, die geestelike rots, die geestelike water, heers oor hulle. Hy is hulle bewaarder en hulle verlosser uit die doderyk uit. Maar hulle sien hom nie. Hy daal neer en gee hulle die wet. Hy gaan in verbond met die volk, want hy mag nou met die volk in 'n verbond tree. Want hulle het al eerste man Egipte of Farao, die slawerny, het hulle afgesterwe. Hulle kan nou aan 'n ander man behoort, soos Paulus gesê het, om aan die een wat hulle uit Egipte verlos het, aan te bind. Dit wil sê die een wat hulle uit die doderyk gered het, kan hulle mee verbind. En dis wat Paulus probeer sê in Romeine 7 en Romeine 6. Want hulle het saam met hom deur die doop gegaan, saam hom deur die Rooi See getrek uit slawerny in Egipte. Hy leer hulle die wet en
sluit 'n verbond met hulle. Maar hulle hart is nog gebind aan Egipte en hulle verlang na die vorige wettelose man, die kospotte van Egipte. Hulle offers is nie vir hom nie, want hulle hart verlang na Egipte. Hulle wyk van hom af, hy louter hulle vir 40 jaar in die woestyn, dat hulle hom moet sien agter die wet, maar hulle sien hom nie. Hulle sien hom nie in die feeste nie, hulle glo nie soos kinders nie. Dit is hoekom dat Jahwe die ouer geslag uitgedelg het, dat die geloof van kinders die beloofde land sal beerwe. Want hierdie kinders was van vroeg af, was hulle toe die wet geleer, hulle die wet toe geken, maar die ander het nie groot geword in die wet nie. En dit is hoekom dat hulle so vinnig kon afgewyk het. En dit is hoekom dat Jahwe die kinders van 20 jaar en onder die beloofde land laat sien het. En nou kom Yeshua en hy sê ook in Matteus 18 vers 3, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. En dan ook in Markus 10 vers 15, voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van Elohim nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. As ons dink aan die wedergeboorte, dit wil sê, wat gebeur wanneer 'n baba weergebore word? Johannes het gedoop met water vir bekering van vergifnis van sonde, dit wil sê wetteloosheid. Hoe was ons dan gebore? Ons was die verlore stamme van die huis van Israel. Ons was in wetteloosheid, in sonde gebore. Ons het nie die wet geken nie, net soos die volk wat in Egipte gebore was. Ons was soos heidene, maar Jahwe roep ons om te draai, om van die verkeerde en die wettelose weg oor te gaan na sy weg. Soos Abraham, wat die Hebreër genoem is, die een wat oorgaan of oorsteek, want dit is wat 'n Hebreër beteken, moet ons ook die ou weg verlaat en die weg van Jahwe kies. Dis is die geboorte van die Hebreër 'n deurgaan, om Egipte en die wettelose weg agter te laat, deur die water te gaan en in 'n nuwe lewe te wandel. Kyk wat sê Yeshua self hierso in Lukas 9 vers 62. Hy sê, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van Elohim nie. Dit wil sê, verlaat Egipte en moenie terugkyk nie, of weer terug te keer na die sonde toe nie. So kom ons kyk na 'n baba wat gebore word. So moet ons ook weer deur die geboorte gaan met wedergeboorte. 'n Baba word omring in die baarmoeder met water, ontvang deur hierdie water die lewe. Daardie water gee hom die voedingswaarde om te vorm in die moeder se liggaam om mens te word. Die water is uiters belangrik, so ook die waterdoop, die bekering van vergifnis van sondes, om jou te vernuwe tot 'n nuwe mens. Die fetus se longe is voor geboorte met vloeistof gevul, en so vorm die baba en word groter in die baarmoeder. Die vrugwater skep die omgewing waarin die baba beskerm word, die groei en ontwikkeling. Die vrugwater speel ook 'n belangrike rol in die ontwikkeling van die baba se organe. Die baba sluk selfs van hierdie water en die vloeistof is belangrik vir die ontwikkeling van onder andere die longe en spysverteringskanaal. Die fetus se longe is voor geboorte met vloeistof gevul en is nie besig om lugasem te haal soos ons na geboorte doen nie. Hierdie vloeistof help die longe om te ontwikkel. Wanneer die tyd vir die geboorte aanbreek, breek die water. Die baba wat tot dan toe in die water gevorm en voorberei is, begin nou sy reis deur die geboorteweg. Hy gaan deur die water en deur die geboortekanaal, totdat hy aan die ander kant uitkom, in 'n heeltemal ander nuwe wêreld. Byna soos Israel deur die geboortekanaal van die Rooi See beweeg het, na 'n ander wêreld. Daar binne het die baba nie asem gehaal, soos na geboorte asemhaal nie. Sy longe was met vloeistof gevul en sy suurstof is deur die plasenta voorsien. Maar wanneer hy deur die geboorte gaan en aan die ander kant uitkom, vind 'n wonderlike oorgang plaas. Die vloeistof word uit sy longe verwyder en hy haal sy eerste asem. Dus, om te lewe, moet die vloeistof uit die baba se longe verwyder word. So blaas Jahwe sy asem in sy longe en die mens word 'n lewende siel. En hier sien ons 'n kragtige geestelike beeld. Deur die water, uit die ou wêreld en na 'n nuwe lewe. Soos Israel deur die Rooi See gegaan het en aan die ander kant as 'n volk uit Egipte gekom het, so gaan die mens deur die water van bekering na 'n nuwe lewe. Die baba gaan van die wêreld van water na die wêreld van lig, waar die baba fisies suurstof deur die plasenta, dit wil sê van die vlees gekry het en daarvan geleef het, lewe hy nou van onsigbare suurstof, die gees wat Jahwe in hom geblaas het.
En hy lewe nie meer van hierdie vleeslike placenta nie, wat hom suurstof gee nie, maar van 'n onsigbare geestelike bron. Met ander woorde, hy lewe nou in die gees. Sonder hierdie vrugwater sou die baba gesterf het, en die vrugwater help hom in sy groei. So help die waterdoop ons om ons die wet te leer. Dit is ons fondasie vir groei om te kan onderskei tussen goed en kwaad en ons man te leer ken. Dit is ons verlovingstydperk. Ons leer van ons bruidegom, wie hy is en wat hy van ons verlang. Dit is die tydperk van groei. Dit is die melk wat ons drink. Hoe meer melk ons drink, hoe groter en sterker word ons. Dus die waterdoop en melk is die proses waar ons leer van ons Skepper, ons man, en waar ons die verkeerde man, die wetteloosheid uit ons lewe uitsny en ons fokus op ons man sit. Maar nou drink baie mense net melk, soos ek in deel 5 genoem het, gebod op gebod, reël op reël, dit wil sê wet op wet. Toe Israel uit Egipte getrek het, was hulle in Moshe gedoop gewees. Hulle het die wet ontvang, maar hulle het steeds afgewyk. Die wet in Moshe alleen het hulle nie na die beloofde land gebring nie, maar die geestelike aspek na Moshe, naamlik Josua, wat dieselfde beteken as Yeshua. En voordat Josua hulle in die beloofde land kon neem, moes hulle ook 'n tweede besnydenis ontvang het. Dit wil sê die geestelike besnydenis in Yeshua. Om nou 'n voorbeeld te gebruik van 'n man wat smoor verlief is op 'n vrou. Hy stalk haar, hy hou haar dag en nag dop. Hy vra mense oor haar uit waarvan sy hou en waarvan sy nie hou nie. Hy ken haar al so goed, maar hy nader haar nooit om eers kontak met haar te maak nie. In sy gedagtes het hy 'n verhouding met haar, maar sy ken hom nie eers nie. En om 'n ander voorbeeld te gebruik, het julle al gehoor van 'n man en 'n vrou wat getrou het? Maar die man en die vrou raak nie aan mekaar nie, hulle soek nie mekaar nie of hulle het geen gemeenskap met mekaar nie. Dit is dieselfde as om te sê jy het Jahwe lief, maar jy onderhou nie sy gebooie nie. Nou as ons dink aan hierdie paartjie wat nie fisiese kontak het nie, hulle ken mekaar, dit wil sê hulle ken die wet, maar hulle het nie hierdie intieme en hierdie fisiese kontak met hulle man nie. Dis as jy nie hierdie intieme verhouding het met jou man nie, het jy werklik 'n goeie verhouding met hom? Jy moet nie net vir jou eggenoot sê jy's lief vir haar nie. Jy moet dit kan bewys ook dat jy lief is vir haar. Nou so is baie mense wat nou net met water gedoop is. Net gebod op gebod, reël op reël, maar hulle het nie hierdie persoonlike verhouding met hulle Skepper nie. Hulle moet hierdie innerlike liefde, die besnydenis van die vlees kry en met die apartgestelde Heilige Gees gedoop word, sodat die water uit jou longe kan kom, sodat jou gees jou longe kan vul. En hoe hy jou longe vul, is die intieme aanraking. Hoe kry jy iemand lewendig wat verdrink het in water? Jy gee die persoon mond-tot-mond asemhaling. En dit is die intieme aanraking as jy deur die Gees gedoop word. Jahwe se lippe raak jou aan. 'n Intieme aanraking en hy blaas sy asem, sy Gees in jou en jy lewe deur hom wat jou uit die water getrek het. Hy het jou gered. Hy is jou held, jou lewensredder. Jy het verdrink in die water, maar hy het jou uitgetrek en die water uit jou longe geblaas met sy lewende Gees. Laat hy jou lewe. Halleluja. Jy besef nou wie jou man werklik is, met wie jy gaan trou en jy kies hom. Hang hom aan, kyk nie terug na Egipte nie, volg hom deur die gevaar, deur die see, loop saam met hom deur die strome en stap saam met hom op die water en gaan waar hy gaan. Of waar hy jou stuur. Jy kyk nie vir die reëse nie, jy kyk vir jou verlosser, jou man, want hy is groter as die reëse en jy het die geloof en die kennis van hom, soos Josua en Caleb nie bang was nie. So het Abraham hom gevolg, sy gebied verlaat en gegaan waar Jahwe gesê het hy moet gaan. En dit is hoekom dat Abraham 'n Hebreër genoem was, want hy los sy ou lewe agter en volg die ware weg, die waarheid en die lewe. Dit wil sê Jahwe verlos, Yeshua. Want Abraham was verheug toe hy Yeshua gesien het en het na hom, Jahwe, dit wil sê Yeshua, geluister en hom gevolg waar hy gaan. En dit is ook wat Yeshua ook gesê het, voordat Abraham was, is ek. Dis reeds in ons het Abraham Yeshua geken en het daai tyd in die Gees gelewe. En nou kom Yeshua en hy sê dat die tyd en die uur al aangebreek het dat die ware aanbidders die Vader nie meer in die vlees sal aanbid nie, maar in die Gees. Gaan ons dit glo?
En wanneer het daardie tyd aangebreek? Yeshua quoteer Sagaria en sê, slaan die herder sodat die skape verstrooi word. Dis wanneer het dit gebeur? 70 jaar nadat hulle Yeshua geslaan, dit wil sê gefolter het, toe was Jerusalem aangeval, die fisiese tempel is tot die grond toe afgebreek, en die kudde, die volk van Israel was verstrooi gewees. Nou as ons kyk wat sê Jakobus in sy begin van sy brief, rig hy sy brief let wel aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Dit wil sê, met Jakobus is al 12 stamme toe reeds verstrooi. Nou wat doen hulle nou? Waar is hulle tempel en hulle offersteen en waar gaan hulle vergifnis van afkry? Daar is niks nie, niemand nie, nie 'n profeet of 'n koning meer vir die volk in die vrees nie. Maar Jahwe is getrou en baie wys. Hy ken die toekoms en hy ken die mense se gedagtes. Hy ken sy kudde en wil hulle van die bokke skei. En so rig hy 'n geestelike tempel op. Ek het reeds hierbo Johannes 4 vers 21 aangehaal waar Yeshua gesê het dat die Vader in gees en waarheid aanbid word. Nie in Jerusalem of op die berge van Samaria nie, maar in die gees, in jou binnekamer. Dit wil sê, nie vleeslik nie, nie by 'n tempel wat met hande gemaak was nie, en so deur die diens van Yeshua, selfs het die Vader gespreek, dat daar 'n geestelike tempel in die volk in ons midde gaan wees, wanneer daar nie meer 'n tempel sal wees, wanneer hulle herder geslaan word en hulle kudde heeltemal uit die land verdryf sal word nie. Nou is daar nou nog 'n getuie om te wys, dat die geestelike tempel onder ons gaan wees, onder die volke waarin ons verstrooi is, want Jahwe doen niks tensy hy sy raadsbesluite deur sy knegte, deur die profete geopenbaar het nie. Nou hier in Esegiel 11 openbaar Jahwe waar die tempel sy heiligdom sal wees tydens die dae van verstrooiing. Lees saam Esegiel 11 vers 16. So spreek die meester Jahwe, omdat ek julle ver weggedryf het onder die nasies en omdat ek hulle verstrooi het in die lande en ek vir hulle 'n kort rukkie 'n heiligdom geword het in die lande waarin hulle gekom het. Vandag, soos in die dae van Jakobus, is die volk verstrooi. Ons is sonder koning, sonder tempel en sonder hoëpriester, sonder feesplek, want Jahwe het hulle verwerp, verwoes en verteer. Jahwe het Jerusalem verwerp, soos hy Silo verwerp het. Sy naam heers daar nie meer nie. Hulle sal daar nie meer vleeslik aanbid nie, want hulle het hom verwerp en verag, en nou onttrek hy homself van Jerusalem en van die tempel wat met hande gemaak is. Jahwe vernietig die vleeslike om die geestelike in te bring, maar ons stagneer, ons bly by melk, ons sien nie die vaste spys nie. Ons bly op gebod, reël op reël, ons wil alles vleeslik sien. Ons hang die aardse gebruike van die tempel aan, ons sien nie die geestelike beeld van die nuwe tempel nie. Nou omdat ons steeds op die moedersborste is, besef ons nie die geestelike aspek van die geestelike kant van die wet nie. En Paulus wat dit behoorlik gesnap het, wat deur die lig van sy ontwaking vir 3 dae blind was, het ontwaak uit sy doderyk uit. Hy het dit gesnap en probeer dit aan ons te verduidelik. Maar mense verstaan nie wat hy probeer sê nie en hulle verwerp hom en hulle dink hy's 'n valse profeet. Paulus sê ons liggaam is die tempel en Jahwe se gees woon in ons. Maar Petrus bevestig dit ook en hy sê in 1 Petrus 2 vers 5, word julle ook self soos lewende stede opgebou tot 'n geestelike huis, tot 'n geestelike priesterdom. Jahwe woon nou in die wat hom in gees en waarheid aanbid. Yeshua sê self, hy is ons tempel en waar 2 en meer in sy naam vergader, sal hy die tempel in ons midde wees. Nou Hebreërs bevestig dat Yeshua die hoëpriester is, die tempel en die offerlam is, wat nou intree en vandag vir ons aan die Vader se regterhand sit en die heilige gawes van die tempeldiens in die plek van die vleeslike, die aardse priesters doen. En die wat dit steeds nie insien nie, hulle verwerp ook die boek van Hebreërs en dan ook die hele Nuwe Testament. Dis die wat op melk is, dit wil sê net op die doop van Johannes die wetteloosheid gereinig was. Hulle sien nie die geestelike kant van die wet, Yeshua nie. Dis gewoonlik die 2 stammeryk, Juda en Benjamin. Maar die sogenaamde heidene, die 10 verlore stamme van die huis van Israel, hulle 'n groter menigte volk, die baie Christene, hulle sien die geestelike kant, maar nie die watergedeelte nie, nie die geregtigheid van die wet nie. Yeshua het gesê, ons moet met beide gedoop wees, die water en die gees. Die 2 word nie geskei van mekaar nie. Beide vorm 'n eenheid soos die 2 huise van die huis van Israel wat een moet word. Yeshua sê, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid.
Dit wil sê die koning, Yeshua, die geestelike kant, weet wie jou koning is en dan ken sy geregtigheid. Beide is 'n eenheid. In Esegiel 36 sien ons hoe Jahwe sy volk versamel, hulle reinig met water en let wel sy gees op hulle lê. Dit wil sê soos Yeshua gesê het, gedoop word met water en gees. Dan sê Jahwe dat ons in sy insettinge en sy verordeninge sal wandel. Dit wil sê water en gees, die vleeslike en die geestelike. Ons is vleeslike mense, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Daarom leef ons ook deur die gees. Die mens bestaan uit liggaam, siel en gees, en elkeen het 'n bepaalde orde en struktuur waarvolgens dit funksioneer. 'n Wet waarvolgens alles werk. Steeds moet beide saam funksioneer. Al vergaan die hemel en die aarde, sê Yeshua, sal nie een jota of titteltjie van die wet ooit verbygaan nie. Nou die verlore stamme van die huis van Israel, die Christene, sien weer nie die wette nie en steun net onder die doop van die apartgestelde by die Heilige Gees, nie die doop van die bekering van die wetteloosheid nie, die waterdoop nie. En dit is hoekom Yeshua hulle ook hier waarsku in Matteus 5. Dus moet hulle die geregtigheid ook hê. Maar Efraim en Manasse, die verlore stamme van die huis van Israel, is soos die Judeërs, hulle is hardnekkig en hulle is hardkoppig. Hulle wil nie in Jahwe se wet wandel nie en hulle ken nie Jahwe se wet nie en stel ook nie belang daarin nie. En so word Jahwe se wet deur hulle as iets vreemds geag. En nou met Yeshua se koms, dink hulle omdat hulle gedoop was in die Gees, hulle kan maar sê, Meester, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtige dade gedoen nie? So dit wil sê deur die werking van die Heilige Gees kan hulle hierdie kragtige dade gedoen het. Maar hulle kort die bekering van wetloosheid. En dan sien ons wat sê Yeshua dan vir hulle? Hy sê ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van Elohim oortree. So beide moet saam funksioneer en 'n eenheid word soos die twee huise van Israel om die koninkryk te kan beerwe. Nou hierdie mense dink aan die einde met Yeshua se koms, dat hulle nou saam met Yeshua maaltyd kan hou. Wat eintlik die Pesachfees is, die bruilofsfees is. Maar Yeshua wys hulle weg. Hulle het die wet oortree en hulle kan nie in sy heiligdom kom nie. Want die onveranderlike Elohim wat met water en gees doop, het vir hulle gesê, geen uitlander of vreemdeling kan saam die Pesachfees vier as hy nie in die verbond is nie. Dit wil sê nie in die huwelik is met die lam nie. Hy moet nie net deur die gees besny wees nie, maar hy moet ook vleeslik besny wees. Dus destyds kon hulle nie deel aan die lam gehad het as hulle nie in die verbond was nie. En so ook aan die einde van die dae as Jahwe alles herstel het, sê Jahwe in Jesaja 52 vers 1, met die tydperk van die nuwe Jerusalem, sê hy, ontwaak, beklee jou met sterkte, o Sion, strek jou sierlik, dit wil sê jou feesklere aan, o Jerusalem, heilige stad, want in jou sal verder geen onbesnede of onreine meer kom nie. En so gee Jahwe ons 'n tweede getuie en sê, geen uitlander, onbesnede van hart en onbesnede van vlees, mag in die heiligdom ingaan van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie. Dis sien ons in beide gedeeltes die hart en die vleesbesnydenis, die fisiese en die geestelike kant van die wet, die water en die geesdoop, die melk en vaste spys, wat hand in hand moet loop. Openbaring bevestig die gedeelte, maar ons moet mooi die skrif verstaan om die vleeslike besnydenis hierin te kan sien. Die geestelike kant van die letter van die wet moet ons nou in berekening bring, want hier in Openbaring sien ons die wat in die boek van die lam opgeskrywe is. Dit wil sê, hulle het deel aan die lam, deel van sy verbond, deel van sy verbondsmaal, as hulle werklik in verbond is met die lam. Dan kan hulle mos van Yeshua eet, sonder om die verbondsmaal op 'n onwaardige wyse te eet. Dan die wat net met water gedoop is, hou die wet en feeste en hulle sien nie Yeshua in elke fees nie, en hulle vier nie die feeste met hom in hulle midde nie. Die vleeslike kant is daar, die feeste lekker eet en drink en kuier, maar Yeshua, die hoëpriester, die tempel en die geestelike kant van die wet, is nie in hulle midde nie. Dis hier sy naam nie op daardie fees nie. Hou ons werklik die fees of bring ons offers aan hom, of vereer ons ander gode of die veldduiwels as ons hom nie in sy feeste sien nie? Is dit hoekom dat Jahwe sê, hy haat ons feeste, want dit is ons feeste, dit is nie sy feeste nie, want hy is nie eens in sy feeste nie.
Sy naam, Jahwe verlos, dit wil sê Yeshua, is nie eers op die fees nie. Want al die feeste gaan net oor Yeshua, gaan kyk maar gerus. Dus moet ons die vleeslike en die geestelike kant hierin kan sien. Ons het beide nodig om in sy teenwoordigheid, in sy koninkryk te kan wees. Want Yeshua bevestig Jesegiel 44 vers 9, selfs as hy sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water, dit wil sê die vleeslike besnydenis en die gees, dit wil sê die besnydenis van hart, kan hy in die koninkryk van Elohim nie ingaan nie. Dit wil sê geen uitlander onbesnede van hart en onbesnede van vlees mag in my heiligdom ingaan nie. Dis moet die twee huise uiteindelike eenheid vorm. Miljoene Jode erken Yeshua nie as die hoofpriester en offerlam nie, terwyl miljoene Christene nie die wet of die betekenis van die besnydenis erken nie. Maar die klein oorblyfsel wat deur die water en gees gedoop is, begin beide kante raak sien en word een in Jahwe. En dan kyk hulle hoe hierdie twee huise met mekaar beklei. Die een sê die ander een sleg en dan noem hulle heidene, terwyl die ander hulle weer as Messiasverwerpers bestempel. Hoe kan die twee huise ooit een word as hulle so aanhou beklei en mekaar verwerp? Broederliefde ontbreek en dit is nie 'n nuwe gebod nie. Wanneer gaan die skille van die volk se oë afval dat ons Jahwe in gees en in waarheid in die wet ook kan dien, want sy wet is die waarheid en Yeshua is die gees. Wanneer gaan hierdie twee huise een word? Wanneer gaan ons erken ons moet met water en gees gedoop wees? Ons moet die koninkryk en sy geregtigheid hê. Ons moet besnede van hart en vlees wees om in die koninkryk te kan inkom. En so bevestig Yeshua dit ook. Maar as ons sy beeldspraak insien, sal ons besef die water is die doop van Moshe, die vleeslike kant van die wet en die besnydenis. Dit wil sê, dit is die geregtigheid kant, die verbondsvereistes van die huwelik. En die doping van die gees is die doop van Josua. Dit wil sê, ons bloedbruidegom. Yeshua wat ons uit die wildernis, uit die slawerny red en in die beloofde land die ewige lewe inlei. Mag die uitverkorenes van die volk ontwaak, hulle doop met water van bekering van vergifnis van sondes en deur die apart gestelde Heilige Gees gelei word, sodat jou geestelike tempel, hoofpriester, vir jou kan intree hier in die agterhoeke van die wêreld, dat jy Jahwe in gees en in waarheid kan aanbid, en dat sy offersisteem, sy kosbare hoeksteen vir jou sal intree, sodat ons saam met hom die ewige lewe kan beerwe. En dit is die uitstorting van die apartgestelde of die Heilige Gees, dat ons die geestelike kant van die wet moet raak sien, dat die letter van die wet lewendig vir ons raak, dat ons die bloedbruidegom in die wet en die profete kan sien en in verbond met hom kan gaan, dat ons soos Josua en Caleb die beloofde land mag beerwe. Josua en Caleb wys vir ons beide die vleeslike en die geestelike kant. Vleeslik het hulle dieselfde reëse, die versterkte stede en die gevare gesien as die ander 10 verspreiders. Maar geestelik het hulle nie na die grootte van die vyand gekyk nie. Hulle het na die grootheid en die belofte van Jahwe gekyk. Die ander het terug verlang na Egipte, maar Josua en Caleb het vorentoe gekyk na die land wat Jahwe beloof het. Daarom was daar 'n ander gees in hulle. Hulle het Jahwe volkomenlik gevolg. Dit wil sê, die geloofsreis bring baie uitdagings, gevare en probleme. Wat is die reëse wat jy op jou geloofsreis moet oorwin? Is dit jou vrese, jou twyfel of jou onvermoë om jou vertroue 100% in jou verlosser te kan plaas? Ken jy jou verlosser en weet jy wie hy is, sodat jy op hom kan vertrou dat hy jou sal verlos? Want jy is tot alles in staat deur jou verlosser, Yeshua Messias, wat jou die krag gee om hierdie probleme, hierdie vrese en reëse te oorwin, sodat jy die wedloop kan voltooi en die beloofde land kan beerwe. Halleluja. Laat die wat kan hoor, hoor, en die wat kan sien, sal sien, en die koninkryk en sy geregtigheid vind, deur water en gees gedoop word, van melk na vaste spys gaan, en die besnydenis van vlees en die hart deurgaan, om een huis te word, en een met die Vader en Seun te word, soos hulle 'n eenheid is. Halleluja. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom.